by hoofstuk 8. En ek gaan weer eens vir u sê waar u moet kyk, want ons gaan deurlees tot by hoofstuk 11 en ons gaan sulke spronge maak. En dit is 'n groot uitdaging om hierdie sogenaamde rolprente of video's met een boodskap vas te vang. Maar ons gaan probeer. Ek voel dis al wat ek doen, is net openbaring. Dis net openbaring en huisbesoek, openbaring en huisbesoek. So, dis ook om ek op hulle is, jy sien. Nou, hoofstuk 8 se eerste 5 verse het ek nou reeds behandel. Ons het dit verlede keer behandel. So ons kan, want ons het gesê dit hoort eintlik by die vorige video. So die derde video begin in 'n streng gesproke eintlik by hoofstuk 8 vers 6. Die eerste 4 basuine. En nou as jy lees by vers 6 en tot by 12, dan sal jy sien die eerste 4 trompette of basuine het te make met rampspoed, eerstens op die aarde, tweedens op die see, derdens op die waterbronne en vierdens op die hemelliggame, die son, maan en sterre. En dan in hoofstuk 9 blaas die engel, die 5de engel op sy basuin, so dis die 5de basuin. En nou kry ons op die aarde onder die verlore mensdom 'n groot probleem. En dit is naamlik dat hulle gemartel word deur bose geeste. Kyk wat staan daar by hoofstuk 9. Hy sê vers 1, hy sê die 5de engel het op sy trompet geblaas en ek het 'n ster gesien wat van die hemel op die aarde geval het en die sleutel van die skag na die onderaardse diepte is aan hom gegee, let op, hy het dit nie. Hy het toe die skag na die onderaardse diepte oopgemaak en dat rook uit die skag opgestyg soos die rook van 'n groot oond. En deur die skag se rook is die son verduister en die lig donker geword. Toe daar uit die rook sprinkane oor die wêreld gegaan. Aan hulle is dieselfde vermoë gegee as wat skorpioene op die aarde het. Hulle is aangesê om nie die gras, die plante, dis nie gewone sprinkane nie, want gewone sprinkane eet juis die gras en die plante. Maar nee, hulle moet die mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie. Dit het ons verlede week gesien, wie's hulle? Dis die verlore siele buite Christus. Om hulle aan te val. Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar wel om hulle 5 maande lang te pynig. Die pyn wat hulle veroorsaak is soos die pyn van 'n skorpioen. In daardie tyd sal die mense die dood soek en dit nie vind nie en verlang om te sterf, maar die dood sal hulle ontwyk. En dan gee hy 'n beskrywing in die volgende vers van hoe hierdie sprinkane gelyk het. Iets vreesaanjaend. En dan staan daar in vers 11, hulle het die engel van die onderaardse diepte as hulle koning. En sy naam is in Hebreëus Abaddon en Grieks Apollyon. Dis die naam, dis Satan. Hy is hulle aanvoerder. En dan vers 13, die 6de basuin blaas, en nou kry ons 'n oorlogsscenario. Vers 16, die aantal perderuiters van hulle leers was miljoene der miljoene en nog 'n keer soveel. In hierdie gesig het die perde en hulle ruiters so gelyk. Hulle het 4 rooi, donkerblou en swaalgeel harnasse aangehad. Die perde se koppe was soos die koppe van leeu's en uit hulle bekke daar 4 rook en swaal gekom. Deur hierdie 3 pla, die rook, die vuur, die rook en die swaal wat uit hulle bekke kom, is 1/3 van die mensdom dood. Die perde se vermoë om skade doen is hulle in hulle bek en ook hulle sterte, want hulle sterte is so slange en het koppe en daarmee pynig hulle die mense. Die ander mense wat nie deur hierdie pla doodgemaak is nie, het hulle egter nie bekeer nie. Hulle het aangehou met die aanbidding van duiwels en van afgode wat hulle self gemaak het, van goud, silwer, koper, klip en hout, wat nie kan sien, hoor of loop nie. Hulle het hulle ook nie daarvan bekeer om moord, towery, onsedelikheid en diefstal te pleeg nie. En dan hoofstuk 10 moet Johannes
die apostel wat hierdie gesigte sien, moet hy 'n boekie eet. 'n Oop boekie in die hand van 'n engel wat reusagtig groot is. Hy staan met sy bene reg oor die hele wêreld, reg oor die hele aardbol. Dan lees ons by vers 5, die engel wat ek op die see en die land sien staan het toe sy regterhand na die hemel opgelig en 'n eed afgelê by hom wat tot in die ewigheid lewe, wat die hemel en wat daarin is, die land wat daarin is, die see wat daarin is geskep het. En hy het met 'n eed bevestig, daar is nie meer tyd oor nie, op die dag wanneer die 7de engel op sy trompet gaan blaas, sal God se verborgde bedoeling met alles bereik word, soos hy dit aan sy dienaars bekend gemaak het. En dan vers 8, die stem wat ek uit die hemel gehoor het toe weer my gepraat en gesê, gaan kry die oop boekie daar in die hand van die engel. Ek het dan die engel gegaan om hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe, neem dit, eet dit. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet wees soos heuning. Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en dit opgeëet. In my mond was dit so soet soos heuning, maar toe ek dit insluk het my maag bitter geword. En toe het hulle vir my gesê, jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings gaan verkondig. En dan in hoofstuk 11 word hierdie verkondiger, wat in hierdie geval Johannes is, in hoofstuk 10, word dit nou 2 getuies. Het word 2 getuies, wat met rouklere aan, loop hulle en verkondig dieselfde boodskap, die evangelie boodskap. En hy moet hulle in die tempel, maar voor hulle begin preek, moet die tempel eers gemeet word. Kyk daar by vers 1. Toe is daar vir my 'n meetstok gegee wat soos 'n scepter lyk en vir my gesê, staan op en meet die tempel en die altaar. Die tempel is die kerk, die altaar is die kruis en die mense wat God aanbid is die gelowiges. Maar die voorhof wat buite die tempel is, moet jy heeltemal uitlaat en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is. En hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. En dan lees ons nou wat ek nou net vir u gesê het, ook by vers 4 sal u sien hoe word hierdie 2 getuies vergelyk met die 2 olyfbome en die 2 kandelare. Hy sinspeel daar op Sagaria, waar ons soortgelyk lees, en hoe hulle dan die evangelie verkondig, hoe dat die Here die boodskap wat hulle verkondig seën. Dit laat 'n mens dink aan Elia ensovoorts. En dan by vers 7, wanneer hulle getuienis klaar gelewer het, as die werk voltooi is, sal die dier wat uit die onderaardse diepte, dis die bodemlose put, sê die Grieks, kom, teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en hulle doodmaak. Hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê, waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig Sodom in Egipte genoem. Mense van al die volke, stamme, tale en nasies sal hulle lyke daar 3,5 dae lank sien lê. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood en vir mekaar geskenke stuur. Na vers 11, na die 3,5 dae het daar asem en lewe van God in hulle gekom. Hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Hulle hoor toe 'n harde stem uit die hemel sê, kom op hierheen. Toe het hulle in 'n wolk na die hemel opgevaar en hulle vyande het gesien. Op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing. 1/10 van die stad het in mekaar gestort. 7000 het in die aardbewing omgekom. En dan blaas die 7de basuin, vers 15, en is dit baie duidelik dan weer eens die volëinding. Onthou jy, ons het verlede Sondag het ons die volëinding gesien aan die einde van hoofstuk 6. Hier is dit weer. Hier is hy weer. Weer eens die volëinding by die 7de trompet. Die koningskap, vers 15, oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Die 24 ouderlinge het gekniel en God aanbid en gesê, ons dank u, Here God die Almagtige, u wat is en wat was, dat u nou u groot mag gebruik om as koning te heers. Die nasies was woedend, maar nou die tyd vir die oordeel gekom. Jy sien, dis die einde. Die eindtyd het aangebreek, die dooies word geoordeel, die dienaars, die profete, die wat die vrees klein en groot word loon gegee. Kan jy onthou, dis presies wat ons in ons reeks oor die 7de video
aan die einde van Openbaring wat ons daar gesien het by die wit troonoordeel. Presies dieselfde. Toe het God se tempel wat in die hemel is oopgegaan en sy verbondsark wat in die hemel is, het sigbaar geword en daar was weerligstrale, dreunings, donderslae, aardbewing en groot haal. En waar begin hoofstuk 12 dan? Begin weer by die geboorte van Christus. Wat baie duidelik vir jou wys, die einde van hoofstuk 11 is die afsluiting van hierdie video, die derde video, en by hoofstuk 12 gaan die vierde video begin, wat weer van vooraf die hele verhaal vertel, en dit gaan loop tot by hoofstuk 14, wat ons as die Here wil volgende Sondag. As die Here daar se wil daarby is, gaan ons dit behandel. So ons lees dan net tot sover uit die Here se woord. Openbaring 8 tot 11. Openbaring was natuurlik destyds geskrywe, moet ek sê, of sommer so kan ek dit sê net in hakies, dat Openbaring destyds geskrywe was in die vorm en styl van die sogenaamde wat hulle destyds genoem het, die sogenaamde apokaliptiese literatuur. Net soos gedeeltes van Daniël ook, is presies dieselfde. Apokaliptiese, die woord apokalypto beteken om oop te maak, om bekend te maak. Dit was 'n literatuursoort destyds wat kodetaal gebruik het om mense wat aan die Here getrou is, maar wat swaar kry, hoop en moed en verwagting te gee. So dit kom nie net hier nie, dit kom al deur van Daniël se tyd af wat die Jode hierdie sogenaamde, dis 'n literatuursoort waar hulle dit gebruik het om mekaar te bemoedig. So dit wys al klaar vir jou dat Openbaring waaroor dit gaan. Dit gaan daaroor om aan gelowiges wat swaar trek moed en hoop te gee. Dus dit sê vir jou, wel in hierdie geval natuurlik, soos ons nou in die begin gelees het 2 weke gelede, is hierdie brief spesifiek gerig gewees aan die 7 gemeentes in die destydse wat vandag Turkye is. Hoofstukke 2 en 3, daai 7 gemeentes wat ons behandel het hier, wat gelei het onder die Romeinse keiser, ongeveer in die jaar 95 na Christus. En daarom die kodetaal, die simboliese taal en die boodskap van hoop. Ons het verlede keer ook gesien dat Openbaring boek eintlik uit 7 dele verdeel is, 7, mens kan dit noem skanderings of siklusse, wat presies dieselfde ding 7 keer na mekaar sê, maar vanuit verskillende hoeke en kante en temas. Toe ek noem hierdie 7 siklusse, of wat jy dit ook al wil noem ek rolprente of video's. En elkeen van hierdie video's gee 'n oorsig oor die hele tyd tussen Jesus se eerste koms en sy wederkoms. En hierdie tydperk word allerlei kodename genoem. 3,5 jaar, 1250 jaar. Jy weet, dit word allerlei kodetale genoem, kodetaal in simboliese taal genoem, maar dit is eintlik net die tyd waarin ons nou nog steeds is, tussen Christus se eerste koms en wederkoms. Maar elke keer kom elke van die 7 video's en belig dit vanuit 'n ander hoek, maar elke video eindig met 'n verwysing na die wederkoms en die volëinding. En so weet jy dat die video klaar is. Die nuwe ene gaan nou begin. Terwyl die video's natuurlik in die geskiedenis gelyklopend afspeel. Maar weer die ou prentjie wat ek, nie eintlik 'n prentjie nie, dis sommer net 'n simpel tekening, maar om die 7 video's wat ek wel al baie gewys het, die 7 video's wat gelyklopend in die geskiedenis afspeel. Mense sal natuurlik ook, kyk, ons doen op die oomblik in hierdie Sondag doen ons wat jy kan sê 'n vertikale studie van Openbaring. Met ander woorde, ons gaan elke video gaan ons deur van bo na onder soos hierdie pile wys, maar mens kan ook 'n dwarsnit studie van Openbaring doen. Ek oorweeg nog om dit te doen na Pinkster
nog nie heeltemal seker of ek gaan nie, want jy moet onthou, in elkeen van hierdie video's of byna in almal kom daar dieselfde tema elke keer voor, byvoorbeeld Armageddon. Hy kom in hierdie video voor, al word hy nie so genoem nie. Die wederkoms kom by al 7 voor. En daar is nog ander temas. So jy sou met ander woorde, ek sou byvoorbeeld hier kon staan op hierdie kansel en 'n preek oor die wederkoms van Jesus, en dan wat ek dan net doen, doodgewoon, is om 'n dwarsnitstudie van Openbaring te doen en om met elkeen van die 7 video's in die skriflesing die bepaalde gedeeltetjie wat oor die wederkoms gaan te lees. En dan sit jy hulle almal by mekaar, sien daar, jy kry 'n wonderlike beeld van die wederkoms. Dis 'n dwarsnitstudie. Wat ons nie nou doen nie, ons doen nie 'n horisontale studie nie, ons doen vertikale studies van die 7 video's. Maar al 7 speel gelyklopend af. Verskriklik belangrik om dit te onthou. Nou die blaas van die 7 bassyne in hoofstuk 8 lei met ander woorde baie duidelike derde video in. So wat ons in hierdie reeks doen is, ons het nou klaar die 7de ene gedoen, ons neem nou die eerste 6 in hierdie reeks tot voor Pinkster. En vanmôre is dan die derde. Met ander woorde, ons doen nou die derde video 8 tot 11, 12 tot 14 volgende week. En so gaan ons aan. 7de een het ons klaar gedoen. So ons gaan met ander woorde voor Pinkster stop by video nommer 6. Maar in hierdie derde video is eintlik heel maklik om te verstaan. En jy gaan dit hopelik sien vanoggend. Dit is nie so moeilik nie. Dit wys vir ons dat die tyd tussen Jesus se eerste koms en wederkoms 'n tyd is van hemelse waarskuwings aan 'n onboetvaardige mensdom. En tweedens is 'n tyd van volhardende woordverkondiging, wat uiteindelik sal uitloop op die sogenaamde kort tydjie van Satan, van intense verdrukking van Christene, en dan volg die wederkoms. So dis die hele derde video. Dis 'n tydperk van hemelse waarskuwings, van volhardende woordverkondiging, wat sal uitloop uiteindelik aan die einde van die geskiedenis op 'n baie kort, intense tyd, wat die duiwel dit onder God se toelatende wil regkry om die kerk heeltemal stil te maak, en dan volg die wederkoms van Jesus Christus. Blaas die 7de trompet. Jy sal onthou, as jy mooi kan onthou, sal jy onthou, dis presies wat ons by die 7de video ook gesien het. Dit is presies dieselfde. Dis hoekom ek vir die gesê het, die 7 video's kyk na dieselfde goed elke keer uit 'n ander hoek. By verskeie van hierdie video's sal ons ook nou nog sien in die volgende paar weke hoe dat die tydperk tussen Christus se eerste koms en sy wederkoms eintlik uit 3 dele bestaan. 'n Lang tyd, 'n kort tydjie en dan die volëinding. 'n lang tyd van woordverkondiging, die verlossing van alle uitverkorenes, almal wat God voor die skepping bestem het, soos Efesiërs 1:5 sê, om in Christus sy kinders te word. Daar's die uitverkorenes het 'n getal, en daar's 'n lang tyd van woordverkondiging waaraan hulle versamel word uit die nasies. En wanneer die laaste versamel is, dan openbaar die anti-kris, die kort tydjie kom dan waar die kerk byna uitgewis word. Dit word ook genoem die slag van Armageddon, en dan verskyn die Here Jesus op die wolke van die hemel. Dis die 3 dele waaruit die tyd waarin ons nou lewe bestaan. Ons moet nie met ander woorde Openbaring lees asof dit 'n beskrywing is van 'n klomp rare goed wat net voor die wederkoms gaan plaasvind. Die dinge wat hier beskrywe word in Openbaring vind gedurende die hele tyd tussen Jesus se 2 komste plaas en loop uiteindelik uit op die wederkoms. So, kom ons neem nou hoofstukke 8 tot 11
so kort as wat ek dit kan doen, stappie vir stappie, die derde video, die 7 basyne, wys vir ons die manier waarop God reeds in die huidige tyd die ongeredde wêreld kastei as 'n voorafskaduwing van die uiteindelike ewige straf in die hel, veral as gevolg van die wêreld se vervolging in woorde en dade teen die kinders van die Here. Dis 'n aksie van God, dis 'n basyn waarsku tog. Dis 'n aksie van God om te waarsku en wat dan dien ook natuurlik terselfdertyd as 'n kragtige oproep tot bekering. Nou, die eerste 4 basyne wys op teenspoed en rampe in die natuur, al 4 van hulle, in die natuur, wat impliseer dat daar nie iets bestaan soos toevallige natuurrampe nie. Alles wat ons as natuurrampe bestempel, maak deel uit van hierdie 4 basyne en is handelinge van God self. Die eerste basyn, rampspoed op die aarde en in die plante groei. Die tweede basyn, rampspoed in die see. Die derde basyn, rampspoed in alle varswaterbronne. Die vierde basyn, rampspoed in die hemelruim. Wat sou dit kon beteken? Is baie duidelik, simbolies, visuele beelde, kodetaal as jy so wil, tipies van apokaliptiese literatuur natuurlik. Dis duidelike simbolies, visuele beelde wat nie letterlik geneem word nie, maar dit wat dit kommunikeer moet letterlik geneem word. Dis nie 'n letterlike beskrywing van werklike dinge waarvan ons nou hedendaagse voorbeelde moet soek soos atoomontploffings of wêreldoorloë nie. Dit is beelde en simptome en simbole wat beskrywe hoe dat die skepping onderworpe is aan die vloek van die sondeval, soos Romeine 8 ook vir ons sê, en hoe God dit gebruik om die wêreld te kastei en die wêreld te waarsku, soos wat dit destyds ook die geval was met die 10 plaae in Egipte. Dis asof die Heilige Gees in Openbaring 8 wil sê, maak net jou oë oop en begin verstaan wat regtig in die wêreld aangaan. Die vreeslike goed wat gebeur, gaan erger en erger word. Maar dis nie noodlot nie, dis nie toevallighede nie, dis geboortepyne, sê Jesus in Matteus 24:8, wat God gebruik en beskik en praat met 'n verlore mensdom. God is voortdurend besig om waarskuwingssyne uit te stuur. Dis soos 'n trompetgeskal. Dinge soos aardbewings en vulkane en weerligskade en tornado's en brande en pandemies en epidemies en droogtes, al die goed wat die land raak. Dis die eerste basyn. Rampspoed rakende die oseane. Die tweede basyn, rampspoed rakende riviere en varswaterbronne. Dink aan vloede, vernietiging, siektes, noem dit op, droogtes. Die derde basyn, en ook rampspoede wat verband hou met die hemelruim, son, maan, planete, noem dit op, die vierde basyn. En dit loop dwars deur die huidige tyd. En voeg daarby ook nog die vreeslike inhoud van die vyfde basyn, waar in die vyfde basyn daar's in simboliese taal beskrywe word watter massiewe invloed en effek Satan en bose geeste en magte op mense het, soos God dit beskik en laat gebeur. God se springkane kom daar uit die onderaardse diepte uit met Apollyon as aanvoerder en pynig slegs diegene wat nie die Here Jesus toebehoort nie. Vir 5 maande lank. Apollyon of Abaddon beteken vernietiger, dis die Satan.
Dis 'n simboliese beskrywing hierdie van die skade wat demoniese magte aan mense aanrig deur middel van misleiding en verdrukking en pyn, en alles gebeur onder die toelatende wil van God. Dit het agtergekom by die skriflesing dat die sleutel van die bodemlose put van waaruit hierdie sogenaamde springkane kom wat bose geeste is, dit word aan Apollyon gegee. Met ander woorde, hy het nie die sleutel self nie. Christus het beheer oor die sleutel. Satan, vriende, is 'n verslaane vyand. Die Here Jesus en Christus gelowige mense is nie betrokke by 'n desperate wippplankry worstelstryd om te kyk wie gaan bo uitkom uiteindelik nie, nooit. Die Here Jesus beskik oor die sleutelmag. Klaar. Maar ons mag nooit die realiteit van die bose en bose geeste geringag of minag nie. Ons mag dit nooit afmaak as nonsens nie. Miljoene mense word deur demoniese magte mislei en beïnvloed en gemartel, en die meeste mense besef dit nie eens nie. En dit geld ook vir kerklidmate. Dit geld selfs vir meelewende lidmate, soos wat ons lees in Lukas 13 vers 10 tot 16, waar ons lees van 'n vrou wat in die kerk diens gesit het, in die sinagoge diens gesit het, maar wat 18 jaar lank reeds deur die Satan gebind was, sê vers 16. En sy was 'n dogter van Abraham, sê Jesus. En tog was sy deur 'n bose gees gekastei, en het sy krom geloop en kon sy nie regop kom nie. Sy het 'n band gehad wat haar gebind het, waarvan Jesus haar moes bevry, anders sou sy nooit bevry word nie. En Jesus sê baie duidelik in die teks van Lukas 13, sê die Here Jesus duidelik, is nie ek wat dit sê nie, die Here Jesus sê baie duidelik dat hierdie probleem wat sy gehad het vir 18 jaar lank, was as gevolg van 'n bose gees. Jy sien, as gevolg van die oppressie van hierdie springkane, loop miljoene mense onder laste, onder die las van byvoorbeeld groeperings van simptome, soos byvoorbeeld die sien en die gevoel van voorbodes, voortdurende hoofpyn en 'n drukking in die kop, abnormale en onverklaarbare fisieke probleme, sielkundige komplekse, vervolgingswaan, rebelsheid, onbeheerbare woedebuie, abnormale seksuele gedrag, selfmoordneigings, abnormale vrese en angs, depressies, kompulsiewe gedrag, onbeheerste onrein gedagtes, weerstand teen die geestelike dinge en weerstand teen die skrif, verslawing van allerlei aard, angsdrome, verskyning van dooies in drome, stemme wat praat, dinge wat gehoor word, dinge wat gesien word, beheptheid met die dood, beheptheid met psigiese verskynsels, bitterheid, onvergewensgesindheid, obsessies ensovoorts. Wanneer hierdie dinge kan alleenstaande in 'n mens se lewe plaasvind, maar wanneer dit in groeperings soos 'n druiwetros, in groeperings van simptome plaasvind, kan dit dikwels die gevolg wees van demoniese oppressie, waarvan net Jesus die band kan losmaak. As gevolg van demoniese en duiwelse oppressie gebeur daar dinge in die wêreld, broers en susters. Lewens word verwoes, huwelike word vernietig, kerke word afvallig van die waarheid, kulture word boos en nasies en volke ly. En dit alles is 'n waarskuwingsbasyn van God, waarbinne daar 'n stuk genade sit, want dit is nog nie die finale ewige straf hierdie nie. Daarom word alles met tydbeperkings aangedui. Dis altyd 1/3 van dit en dis 5 maande van dit. Daar's grense. Maar in Christus is daar totale bevryding van demoniese binding. In Christus is daar totale bevryding van demoniese besetenheid.
en misleiding beskikbaar. Dit kan ek vanmôre onomwonde verkondig en sê. En dan wanneer die 6de bassein blaas, is dit met eens 'n oorlogsscenario wat voor ons ontvou. 200 miljoen troepe, dood 1/3 van die mensdom. 'n berede mag met perde wat se koppe soos leeu's lyk, met vuur wat uit hulle bekke uitkom. Van oor die Efraat, en dis belangrik, want histories het die volk Israel se vyande gewoonlik van ander kant die Efraatrivier afgekom. Die Efraatrivier was vir die Jode 'n simbool van konflik. Duidelike simboliese taal wat hy hier gebruik, is dit nie? Wat dui op die manier waarop die Here oorloë soos 'n bassein gebruik om die mensdom te waarsku. Dwars deur die tyd van Jesus se eerste koms tot by sy wederkoms. Oorlog, broers en susters, is 'n duiwelgedrewe, mensgemaakte ramp van epiese afmetings, maar dit word deur God aangewend as 'n waarskuwingsbassein, wat byvoorbeeld, om 'n resente voorbeeld te noem, wat byvoorbeeld vir Jood en Palestyn roep soos oor 'n megafoon. Hoor hier, daar's iets erger as die uitwissing van soveel duisend Jode en die uitwissing van die Gaza-strook en die dood van derduisende. Daar's iets erger, mense. Dis die ewigheid in die poel van vuur. Hoor tog. Bekeer julle. Die dag en die maand en die uur en die jaar waarop elke oorlog begin word deur God bepaal. Want oorlog is 'n bassein, 'n trompet van God. Dis 'n werk van Satan. Dis 'n voorsmaak van die hel. En dis 'n waarskuwing om te bekeer. Hierdie beskrywing wat ons hier vind in hierdie paragraaf, broers en susters, dui nie op 'n spesifieke oorlog iewers in die toekoms nie, maar dit is oorlog as sulks. En 'n mens moet dit sien in eenheid met die vorige 5 trompette of basseine. En as jy na die geheel prentjie daarvan kyk, van hierdie 6 basseine, dan sien jy wat dit beteken. Die Here skree letterlik met 'n megafoon in die mensdom se ore, om te sê, hoorie, kry tog net die boodskap. Iets het verskriklik verkeerd gegaan in die wêreld. En dit wat verkeerd gegaan het, gebruik ek as 'n waarskuwingsbassein. Besef tog dat julle tot my moet terugkeer, sodat daar nie uiteindelik iets erger met julle gebeur nie. Toe die mense vir die Here Jesus vra in Lukas, ek het nou die hoofstuk vergeet, ek meen dis 13, maar dit kan ook 'n ander hoofstuk wees. Toe Jesus vir die mense vra, Here, waarom het die toring van Siloam op die mense ingestort en dat daar soveel en soveel en soveel van hulle dood is? Wie het dan iets verkeerd gedoen, Here, dat so 'n ramp hulle getref het? Dis hoofstuk 13 se eerste paar verse. Toe sê die Here nie vir hulle, gee die Here nie vir hulle 'n teologiese rede oor waarom het die ramp hulle getref nie. Hy sê, as julle nie bekeer nie, gaan iets erger met julle gebeur. Kan jy sien? Die toring het ingeval. Soveel mense is dood. Daar het 'n ramp gebeur. Die mense wil by Jesus 'n teologiese antwoord hê. Here, hoe moet ons dit nou vir 'n verband bring met 'n God van liefde? Hoe werk dit nou? En hoe moet ons Jesus sê, wag. Dit het niks te doen met daai vraagie van julle nie. Laat ek vir julle sê, hoekom het die toring ingeval? En dis om vir julle wat lewe te sê, as julle nie bekeer nie, gaan iets erger met julle gebeur. Jy sien, dis 'n bassein wat wys op die helse straf, wat nog nie gekom het nie. Maar daar sit 'n stuk genade daarin, om te sê, daar's nog tyd om terug te kom. God hanteer die verwoesting in die skepping, hy hanteer demoniese aktiwiteite, hy hanteer oorloë soos 'n harde stem oor 'n megafoon.
En dat dit die korrekte uitleg is wat ek vanmôre vir u gee van hierdie basyne, dit sien 'n mens in hoofstuk 9 vers 20, dan staan daar, aan die einde van hierdie 6 basyne, dan staan daar, en die mense het hulle doof gehou, en hulle nie bekeer nie, en aangehou met afgoderry, moord, immoraliteit, diefstal en toordery. Met dan word hulle nie gereageer op wat die basyne vir hulle gesê het nie. En dit terwyl die Here die hele tyd sy waarskuwende oordeele inperk in sy genade. Soos ek gesê het, en daarom verwys hy daarna altyd as 'n derde van dit en dat is verwoes. Bose geeste pynig die mense net vir 5 maande. Jy sien, dis nie 'n letterlike derde en 'n letterlike 5 maande nie, maar simboliese taal om te sê hoe dat God sy oordeel inperk en beperk en vashou in sy groot onverstaanbare barmhartigheid. Maar te midde van hierdie basynwaarskuwings het die gelowiges, het die kinders van die Here, het die ware kerk van die Here 'n Godgegewe taak om uit te voer, want die waarskuwings van die basyne alleen bring nie mense tot hulle sinne nie. Daar's nog iets meer nodig, en dis naamlik mense moet 'n boodskap hoor. En dis waaroor hoofstukke 10 en 11 van die derde video handel, want tesame met die blaas van die basyne moet die woord verkondig word. Die twee moet so saamloop. Die woord moet verkondig word. Johannes moes die boekrol wat die engel in sy hand het, wat 'n simbool is van die evangelie boodskap, die boekrol, en let op, hy's oop. Dis 'n oop rol, is 'n oop boek. Hy moes dit opeet. Met ander woorde, hy moes dit inneem en hy moes dit gaan verkondig aan alle nasies en tale, want wanneer die 7de basyn gaan blaas, is dit verby. Dan sal God se bedoeling met alles finaal vervul word. Dit gaan die toppunt van die geskiedenis wees. Die wederkoms en volëinding, daarna gaan daar nie meer uitstel wees nie. So nou, broer, eet die boekie, praat die boekie met alle nasies. Nie dat ons ooit bekwaam sal wees om alles te weet wat God bepaal het nie. Ons weet net dit wat in die boekie staan. Ons weet nie alles nie. Dis waarom die 7 donderslae se woorde nie deur Johannes opgeteken mag word nie. Dat die 7 donderslae sê dwa dwa, hulle sê iets. Johannes verstaan wat hulle sê, hy wil dit gou opteken. Die engel sê nee. Moenie dit opteken nie. Dit wys vir ons daar is dinge wat nie vir ons beskore is om te weet nie. Maar daar is dinge wat ons moet weet, en dit is wat in die boek staan. Die woord. Deuteronomium 29 vers 29 sê, dit wat nie geopenbaar is nie, is vir God. En dit wat geopenbaar is vir ons en vir ons kinders. Maar jy moenie gaan krap in dit wat nie geopenbaar is nie, want dan gaan jy in die okkulte in. Wat ons wel moet weet is dat die 7de trompet sal blaas en dat die volëinding alles van einde van alles sal aanbreek en dat die boekrol verkondig moet word op die hele aarde. Op die hele aarde. Dis hoekom die engel, dis 'n reuse engel. Dis hoekom hierdie engel met die boekrol met sy bene in die see en op die aarde. Hy staan met sy bene reg oor die aarde. Hy's reusagtig om vir ons te wys hoe belangrik die inhoud van hierdie boek is. Broers en susters, die boodskap van God is nie die stem in jou kop nie. Die boodskap van God is die boek. Wat 'n oop boek is. Nie toe nie. Wat ons in die tussentyd moet doen, is om die woord te verkondig, tydig en ontydig. Dis wat Johannes simbolies moes doen met die eet van die boekrol, wat soet is in sy mond. Met ander woorde, is 'n heerlike boodskap, maar suur in sy maag. Dit beteken die gevolge van die evangelie verkondiging en soms gaan dit gepaard met pyn en lyding. Dit herinner baie sterk aan Esegiel 2, sal jy onthou uit die woord en klank van nou die dag, wat Esegiel presies dieselfde simbolies moes doen. Hy moes ook die boekie wat God hom gegee het eet, en alles wat ons weet uit woord en klank wat ons gehoor het nou die dag. God se woorde wat Esegiel moes gaan verkondig ensovoorts. Presies dieselfde.
En nou, dis hoofstuk 10, en nou hoofstuk 11 borduur voort op 10, en hy sê die tydperk van woordverkondiging en evangelisasiewerk is 1260 dae of 42 maande of 3,5 jaar volgens die Joodse kalender, is presies dieselfde tyd. Dis die tyd waarin die 6 basyne blaas en God die mensdom waarsku. Dis die hele tyd tussen Jesus se eerste koms en sy wederkoms. Hierdie 1260 dae of 42 maande of 3,5 jaar Joodse kalender, presies dieselfde tyd, is 'n simboliese uitdrukking om te sê die hele tyd wat nou nog op hierdie oomblik nog nie voltooi is nie, tot by Jesus se wederkoms. In daardie tyd blaas die 6 basyne en in daardie tyd sal die kerk die woord bedien te midde van felle teenstand. Want, broers en susters, woordbediening en evangelisasie is geestelike oorlogvoering. Dis nie 'n wandel in die parkie nie. Dit is geestelike oorlogvoering. Begin om dit te doen en jy sal sien wat gebeur in die lewe en hoe begin die vyand vir jy kastei. Skielik word die ware kerk, wat 'n evangeliserende kerk is, as die gemeente waarin u behoort, u wat aanlyn na hierdie boodskap kyk of wat aanlyn luister, indien u gemeente nie 'n evangeliserende gemeente is nie, moet u vir jouself afvra, wat maak ek in hierdie gemeente? Moet ek nie dalk elders gaan nie? Want die ware kerk van Jesus is 'n evangeliserende kerk. En dit word uitgebeeld, hoofstuk 10 deur Johannes, hoofstuk 11 deur die 2 getuies, wat droogtes gebied, water en bloed verander en plaas stuur, jy herken hulle as Moses en Elia, maar dis nie die werklike, letterlike Moses en Elia nie. Dit word uit die Ou Testament ontleen om vir ons te sê, dis simbolies van die kerk van die Here Jesus nou. Want hulle word ook nog genoem 2 olyfbome en 2 kandelaars. Dit kom weer uit Sagaria 4. Dis duidelike simboliek. Die 2 olyfbome, want die 2 olyfbome gee olyfolie en die olyfolie dui in Sagaria 4 op die Heilige Gees se krag. En 2 kandelaars, hulle laat die lig skyn. En 2 getuies, jy sien as jy dit bymekaar sit, dan sien jy, hier is die ware kerk van die Here Jesus, wat 'n evangeliserende kerk is, wat Christus nommer 1 se getuies is, 2 wat bekragtig is deur die Heilige Gees, die olyfolie, en wat sy lig versprei, die kandelaars. Eers is dit Johannes self wat die boekrolletjie eet en dan preek. Nou is dit ewe skielik 2 getuies wat dieselfde doen. Maar voordat die 2 getuies begin werk, moet die ware gelowiges, die ware kerk van die Here eers 'n versekering van God kry dat die kerk nie vernietig gaan word nie. Hulle moet eers 'n versekering kry. Ja, hulle as individue kan dalk gemartel word of vervolg word of swaar kry, maar die kerk sal nie vernietig word totdat die taak van die kerk nie voltooi is nie. En om vir hulle daai versekering te gee, moet Johannes die tempel meet. In die tempel moet hy meet, maar die tempel het nie meer bestaan nie, want die tempel is in die jaar 70 al vernietig. Daar is nie meer 'n tempel in Jerusalem nie, so die tempel waarvan hy hier praat is baie duidelik nie die letterlike tempel in Jerusalem nie. Maar dis die kerk van die Here Jesus. 1 Korintiërs 3 sê die kerk is die tempel van die Heilige Gees. Nou, hy moet dit meet, net soos wat Esegiel ook gedoen het. Hy moet dit meet, maar hy moet net die heiligdom meet en die buitehof moet hy uitlaat. Die heidene, dis alle onbekeerde mense, sal die buitehof, die buitehof is die wêreld buite die kerk. Die heidene sal dit vertrap. Maar die heiligdom, die ware kerk van Jesus, word afgesonder, uitgesonder vir bewaring. Dis hoekom dit gemeet word. In die Nuwe Testamentiese tyd, liewe broers en susters, werk ons nie meer met aardse fisiese tempels nie. Die ware kerk van die Here Jesus word ook die heilige stad hier genoem. Verskillende maniere om dit te noem. Moet die versekering hê, totdat julle werk klaar is, sal die kerk bestaan. God sal daarvoor sorg. Koninkryke gaan val, maar nie die kerk nie.
Wat het geword van die Babyloniese ryk? Wat het geword van die Mede en Perse? Wat het geword van die Romeinse ryk? Hulle het almal geval. Maar God se kerk het bly staan tot vandag. Want die kerk is gemeet, is afgemeet. In Esegiel 42 lees ons ook dat Esegiel ook die tempel moes gemeet het. Om die heiligdom af te skei van die buitehof, net soos wat ons hierso sien. En as jy Esegiel lees, sal jy sien dat meterye het daarmee te maak gehad dat die kinders van die Here uitgesonder word, afgesonder word vir bewaring. Vir bewaring. Is dit nie wonderlik nie? Daarom kan die twee getuies evangeliseer. En groot dinge gebeur wanneer hulle doen, sê hoofstuk 11, die Here werk, die Here seën dit, hulle is 'n pyn vir die onbekeerdes. Want jy sien, daai boekrol is soet en bitter. Aan die een kant kom hulle bid soos Elia, dat God groot dinge sal doen. Aan die ander kant kom die dier uit die bodemlose put, dis die anti-kris, en hy kry dit reg om die twee getuies se monde tydelik stil te maak. En dan juig die wêreld, en stuur amper vir mekaar geskenke uit blydskap dat die kerk se mond uiteindelik stil is. Daar's in Openbaring 3 diere wat die Satan help. Daar's die dier uit die bodemlose put, dis hierdie ene, wat die anti-kris is, die finale anti-kris is. En dan is daar nog 'n dier uit die aarde en 'n dier uit die see in hoofstuk 13. Ons gaan volgende week sien wie hulle is. Maar die dag sal kom wanneer die ware kerk van die Here Jesus se taak voltooi is, vers 7, en almal wat gered moes word tot redding gekom het, dan sal daar 'n anti-kris geopenbaar en verskyn wat 'n internasionale samewerking oor die hele wêreld bekom om die kerk se stem stil te maak, so asof daar nie meer 'n kerk op die aarde is nie. En die onbekeerde wêreld gaan daaroor juig dat hierdie lastige Christene uiteindelik deur wetgewing stil gemaak is. Maar hierdie oënskynlike oorwinning duur net 'n simboliese 3,5 dae. Kyk die kort tydjie. Let op die kort tydjie. Want dwars deur Openbaring speel hierdie verhouding tussen lang tyd, kort tyd, wederkoms, lang tyd, kort tyd, wederkoms 'n groot rol. Vir 'n lang tyd, het hy gesê, 42 maande, het die kerk die geleentheid om met vrug te arbei, die twee getuies. Maar vir 'n kort tydjie, 3,5 dae, word die kerk oënskynlik deur die anti-kris, hierdie dier wat uit die bodemlose put gekom het, oorwin. En dan volg die einde. En Christus vernietig die anti-kris. Dit gaan ons in die volgende video's ook weer sien. Ons het dit reeds in die 7de video gesien, nie waar nie? Hierdie kort tydjie waar die Satan oënskynlik oorwin, vind net voor die wederkoms plaas. Dan triomfeer die dier uit die afgrond. Hy triomfeer oënskynlik, dit lyk so. Hy dink dit is klaar praat nou met Jesus se kerk. Maar dit duur net 'n kort tydjie van 'n paar dae, dan rig God weer sy twee getuies op. Is dit nie wonderlik nie? En hy neem hulle lewend by hom in die hemel op. Dit stem 100% ooreen met 1 Tessalonisense 4 vers 16, dat die Here met sy verskyning sy ware kinders na hom toe sal roep, en hulle sal saam hom tegemoet gaan in die lig, sê Paulus. En dan volg die groot aardbewing, in die 7de bassein blaas, en God se hemelse tempel gaan oop, van haal en weerlig en aardskuddings, al die bekende tekens wat altyd met God se gerig verband hou. Baie duidelik is die 7de trompet, die persoonlike wederkoms van ons Here Jesus, en daarmee word die 3de video afgesluit. Is 'n finale vervulling van God se beloftes. Dis die oomblik, sê hy, van die oordeel van die dooies en die beloning van die kinders van die Here. Is die oomblik van God se finale ewige wêreldheerskappy
Want aardse menslike koninkryke gaan vervang word deur God se koninkryk, het Daniël 2 reeds gesê. Dit gaan gebeur so seker as wat ons in hierdie Sondag in hierdie diens is. Maar kan jy die duidelike patroon sien ten slotte? Die finale einde van die geskiedenis sal nie in herlewing van die kerk eindig nie. Die finale einde van die geskiedenis gaan eindig in die totale tot stilstand kom van die kerk. Onder die internasionale druk van die dier uit die bodemlose put, die anti-kris. En dit is nadat almal wat God voor die skepping reeds aan Jesus as bruid gegee het, tot redding gekom het. Wat 'n uiters kort tydjie gaan wees. Vir 'n lang tyd, 1260 dae, vir 42 maande ensovoorts. Vir 'n lang tyd sal God die mensdom op allerlei maniere waarsku, deur byna uit die hemel te skree. Gedurende daardie selfde tyd sal die ware gelowiges deur hom afgesonder en bewaar word, ten spyte van baie teenstand en lyding, want hulle is afgemeet. En hulle sal die woord getrou en ten bloede toe verkondig, en die Here gaan dit seën. En dan volg die kort tydjie van Satan, waar hy met die hulp van die dier uit die afgrond, die anti-kris, oënskynlik die kerk se stem heeltemal gaan stil maak. En presies op daardie moment van die grootste donkerte, gaan die grootste lig verskyn. Die persoonlike verskyning van ons Here Jesus. 2 Tessalonisense 2 sê, Jesus sal die anti-kris met die asem van sy mond verdelg. Jy sien as 'n mens se oë eers oopgegaan het vir hierdie dinge. Dan kan jy die hele tyd die vervulling van die moederbelofte, Genesis 3 vers 15, kan jy as die agtergrondsmusiek hoor. 'n manlike persoon gaan uit Eva kom, en hy sal die slang se kop vermorsel, alhoewel die slang hom in die hakskeen sal byt. Dis die agtergrondsmusiek wat die hele tyd in Openbaring speel. 'n Mens is baie slim en baie wys om nie die goed wat in die wêreld gebeur, die verwoesting van die skepping, die oorlog en konflik, demoniese oppressie, om nie hierdie goed as toevallighede te sien nie, maar te hoor hoe die Here in sy barmhartigheid die mensdom waarsku. Maar die belangrikste is, die bassein van die woord moet tydig en ontydig weer klink. Dit is ons taak. Dis ons taak. Satan kom na ons toe met baie verskonings, vriende. Dis hier te kort en is daar te lank. Maar aan die einde van die dag gaan die Here Jesus net vir ons vra: het jy gedoen waartoe ek jou beveel het om te doen? Waarvoor ek vir jou afgemeet het? Dis ons taak. Ons is daarvoor toegerus. Ons is daarvoor afgesonder, soos Moses en Elia was. En soos die Here se 2 getuies was simbolies. Onthou, die tempel is gemeet. Die heiligdom, die ware kerk, is afgesonder van die res. God sê dit, daarom is dit so. Laat ons dan die taak volvoer. Laat ons dit volvoer. Wie is daar in hierdie diens wat die Here roep om te gaan sê, Here, hier is ek. Soos Jesaja, toe die Here vir Jesaja geroep het, het hy gesê, Here, hier is ek, stuur my.
Ek sê baie keer, in Tafelberg gemeente, is 'n mens in 'n sekere sin op 'n baie gevaarlike plek, want God gee eintlik vir ons op 'n skinkbord, so mooi gedek, gee die Here vir ons, al die geleenthede. Dis amper so uitgepak voor ons, uit genade, is dit nie wonderlik nie? Hierdie boodskap was 44 minute, dis lank. Maar as jy nou mooi gaan dink, dan sal jy sien, die prentjie is eintlik baie maklik om te verstaan in hierdie derde video, is dit nie? En dit gee vir 'n mens soveel insig in hoe jy na die wêreld kyk, en kyk wat aangaan en wat gebeur, en weet wat jou plek is. Kom ons bid saam, dan dank ons net die Here vir hierdie Gods woord. Vader, U het aan ons die glorie van U Seun Jesus Christus weer 'n bietjie daarvan gewys. En Here, U woord is waar. U raadsplan is seker, U koninkryk is onwankelbaar. En Here, baie van die goed waarop ons harte so gefokus is goed wat alles gaan verbrand. Dit gaan nie bly nie, dit gaan nie bly staan nie. Dit gaan nie bly staan nie, dit gaan nie bly staan nie, dit gaan alles tot 'n einde kom. O Here, mag ons tog sien waaroor die lewe werklik gaan, waaroor ons eintlik op die aarde geplaas is. Ons dank U dat te midde van die seels wat oopgemaak word, en ook nou weer die basuine, die ware volk van God veilig is in die genade van God. Dat die heiligdom afgemeet is. Ons aanbid U dat U heilig is. En Here, U oordeele is waar, is regverdig, U langmoedigheid is baie groot. U gee waarskuwing op waarskuwing, maar U hou ook die deur van genade oop. Ons dank U Vader vir die lam wat geslag is, wat alleen waardig is om die boek oop te maak. En wat weer gaan kom met mag en heerlikheid. Here, laat ons wag op sy koms met waaksame harte, met getroue hande werk, met 'n brandende gees bid, totdat U kom. Soos daar aan die einde van Openbaring staan, ja, ek kom gou, amen, kom Here Jesus, amen.